As ek die Bybel so moet vat, en ek vat die tydlyn en die konteks, en ek moet vir jou vra, hoe laat is dit nou in die geesdimensie? Wat sê julle my kan antwoord? Hoe laat is dit nou vir God in die geesdimensie? Want as jy die Bybel vat, is daar verskillende tydlyne en daar's verskillende kontekste. En as ons nie weet waar ons nou is nie, is dit reeds omdat dit gaan soos dit gaan. Kyk het gou vir interessantheid, wat sê Spreuke 4, om mee te begin. Kyk gou wat sê Spreuke 4 om mee te begin. Spreuke 4, vers 18. Spreuke 4 vers 18 sê, terwyl die pad van die regverdige is soos die lig van die môreglans. Die son kom op in die oggend. Dis 6 uur, dis 7 uur, dis 8 uur, dis 9 uur, dis 10 uur. Wat al helderder word tot die volle dag. Die volle dag is 12 uur. Wat beteken die volle dag? Wat beteken die volle dag? Het jy geweet die volle dag is 'n persoon? Wat gaan met die kruite aan? Die volle dag is 'n persoon. Dan sê vers 19, terwyl die weg van die goddelose soos duisternis is, hulle weet nie waaroor hulle struikel nie, sê onkunde. So wat beteken die volle dag? Dit beteken 'n persoon, dit beteken geen skaduwee. Wat is 'n skaduwee? Duisternis, siekte, sonde, dood, onkunde. In Johannes 11 sê Jesus van Martha, Lazarus sal opstaan in die laaste dag. Sê dag. En Jesus antwoord haar. Hy antwoord haar. Hy sê, Martha, maar ek is die opstanding, Martha. Ek is die laaste dag. Nou wie was verwys? Daar was verwys na die opgewekte, verheerlikte, Christus. Die opgewekte, verheerlikte Christus. Want God het in gedagte gehad God se eindbestemming. Wat is God se eindbestemming? God se eindbestemming, want ons weet God, my kruite wil nie lekker skryf vanmôre nie, dis seker die onweer, sê vir die ou langs jou, dis seker die onweer, ons weet God is gees. En omdat God gees is, moet God hom kan openbaar as waaragtig. En God se eindbestemming is nie hemel nie. Hemel is God se vertrekpunt. God se eindbestemming is 'n vleesliggaam. Om God te openbaar as sigbaar. En dis soos tyd, dis soos 'n môreoggend, môreglans, dis soos tyd. Daar's dit 10 uur, daar's dit 11 uur, tot die volle dag, tot die middag, totdat die mense sal wees van geen onkunde, totdat die mense sal wees van geen siekte, totdat daar die mense sal wees van geen dood. Daarom het hy aan ons kom openbaar wie ons is, en toe hy uitroep, dit is volbring, toe is dit afgehandel, en ons weet 3 dae later, as opgewek, was dit die openbaarmaking van die sigbaar word, van die ware. Dit is middag,
dit is dag, 'n mens, 'n verheerlikte, opgewekte mens, geen skaduwee, geen siekte, geen sonde, geen dood. Daarom verlede week se boodskap, wat is redding en waarvan is jy gered? Jou geredde. Is dit nie groot nie? So met ander woorde mense, as ons nie behoort aan die opgewekte, verheerlikte Christus nie, is dit nie vir ons middag nie. Is ons nog besig met dit wat gebeur het in die oggend? Is ons nog besig met dit wat gebeur het die vorige aand? Sê tydlyn, sê konteks, halleluja, daarom het God homself kom openbaar, as dit is middag, toe die verheerlikte, opgewekte Christus uit die dood opstaan en aan mense verskyn. Kyk gou wat sê Lukas 24. Kan julle dit sien? Wat is tans ons probleem? Kom ons vat weer, dit raak nou afgesaag om dit te sê, maar ek gaan dit weer sê. Kom ons vat 3-4 weke terug se wegraping. Hoekom wag hulle vir 'n wegraping? Hulle wag vir 'n wegraping, want dit is nie vir hulle middag nie. Hulle is nog, ek moet spasie los, hulle is nog by die wet, hulle is nog by die profete, hulle is nog by die psalms, maar dit alles is alreeds hier volbring. En as jy nie gaan leef uit volbring nie, is dit nie vir jou middag nie. En hier kom God, en God kom demonstreer God se eindbestemming, 'n vleesliggaam, waarvan julle die liggaam van Christus is, en lede afsonderlik. En kyk wat kom sê hy vir hulle Lukas 24. Kyk wat kom sê hy vir hulle Lukas 24. Kyk wat kom sê hy vir hulle Lukas 24. Die verskyning van Jesus aan die apostels, Lukas 24 vers 36. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Kyk op die bord. As ons is by middag, is dit altyd nie 'n einde nie, vrede, en 'n vrede sonder einde. En kyk wat gebeur. Vers 37. Toe het hulle verskrik en bang geword, en gemeen dat hulle 'n gees sien, 'n spook. En Jesus sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Weet julle hoekom was Jesus ongelukkig oor? Hoekom was Jesus ontsteld? Jesus kon nie glo dat hulle hom herken. Jesus kon nie glo dat die tyd vir hulle is middag. Want in Matteus 17, op die berg van verheerliking, sê berg, het Jesus aan hulle mos kom demonstreer, toe hy van gedaante verander, en homself verheerlik. En wat daag toe op? Toe daag Moses wat die wet verteenwoordig het op, en toe daag Elia wat die profete verteenwoordig het op. Toe kom daar mos 'n stem uit die hemel wat vir die wet vir Moses sê en vir die profete sê en vir die kerk sê, luister nou na die seun. En in vers 9 sê Jesus iets interessants vir hulle, want Petrus was daar, Jakobus was daar, en wat wou hulle doen? Hulle wou skielik 2-3 hutte bou. Hoekom wou hulle hutte bou? Want dit was vir hulle nog oggend. Terwyl Jesus sê, maar ek woon nie meer in 'n huis, in 'n tempel, ek woon nie meer in 'n hut met hande gemaak nie, ek woon nou in 'n ewige, onverganklike, verheerlikte liggaam tempel op die aarde, en hier is hy. En kyk wat gebeur. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld?
Waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, want dis ek self. Kyk so na jouself. Kyk na jouself. Sê dit is ek self. Sê jy word vanoggend gepraat van ek self. Sê jy word vanoggend gepraat van ek self. Van ek self. Kyk so na jouself. Kyk na jouself. Sê dit is ek self. Sê jy word vanoggend gepraat van ek self. Sê jy word vanoggend gepraat van ek self. Van ek self. Dit is ek self. Voel aan my en kyk. Luister mooi. Want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. So uit vlees, been, 'n volledige liggaam wat staan voor hulle. Die aankondiging van dis middag. Sê 'n mens vlees liggaam. Sê 'n mens vlees liggaam. Want God wat gees is, kan hom alleenlik openbaar in 'n mens vlees liggaam. Weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel, die huis, die woning is nie? En kyk wat gebeur. En terwyl hy dit sê, wys hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder sê vir hulle, het julle hier iets om te eet? Kan jy dit glo? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. Kyk wat gebeur. En hy het vir hulle gesê, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, op die berg van verheerliking, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, en die profete, en die psalms, vervul moet word. Toe open hulle verstand, om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is geskrywe, so moes die Christus ly, en die derde dag uit die dode opstaan. Kyk op die bord. Hy sê vir hulle, dit was in die wet, in die psalms, en die profete geskrywe, alles oor my, waar die Christus moes ly, als verbring, die derde dag opstaan, en aankondig, dis middag. Nou moet ek jou vra, waar is jy vandag? Daarom was die opdrag. Kyk gou, wat was die opdrag? Kyk, wat is die opdrag nou? Kyk, wat is die opdrag? Kyk wat sê Efesiërs 4. Kyk gou wat sê Efesiërs 4. Kyk gou wat was die opdrag? Kyk gou wat sê vers 10. Efesiërs 4 vers 10 sê, hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Sê tot volheid. Sê herstel. Sê vir my waar. Sê waar. As julle om julle kyk, lyk dit so. So, die kerk in die algemeen is nog nie by. Die meeste is nog. Hoe verskriklik. En kyk wat sê vers 11. Daarom het hy gegee sommige, as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, ander as leraars. Hoekom? Luister, hoekom? Om jou in die hemel te kry? Om jou in die hemel te kry? Wat staan daar? Om die heiliges toe te rus van die dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat almal kom tot eenheid van sy geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte Christus. Met ander woorde, almal moet kom tot Gats. So met ander woorde, as ek 'n geroepe is my verantwoordelikheid, kan ek baie radikaal wees, om jou uit die hemel uit te hou, om jou weg van siekte af te hou, om jou uit die dood te hou, om jou uit 'n verwronge identiteit te hou, sodat jy kan ontdek wie jy is, want dis middag. Here, jy moet help. Kom ons lees verder. Kyk, ons lees verder. Vers 14 sê sodat, sê saam met my sodat, as ander opstaan, as profete opstaan, as mense opstaan, hulle begin goed verkondig, maar jy's by middag,
dan gaan jy weet, hulle is nog by Purity. Dan gaan jy weet, hulle is nog by, wat kan ek gebruik? Hulle is nog by Ouros. Hulle is nog aan die Titi. Hulle is nog op die, hulle is nog, kan ek sê soos die mense in Renswil sê, hulle is nog, mag ek maar so sê, kan ek het maar los op YouTube? Sê terwyl ons, sê vaste spuis, sê stuik. Hoekom? Sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger, heen en weer gedryf word, deur elke ou windjie van lering, deur bedriegery van mense, deur sleet, om lustelik tot dwaling te bring nie, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, sê hy is die hoof, sê ons is die liggaam, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam, sê ons is die liggaam, goed saamgevoeg, saam verbind, deur die ondersteuning, wat net Rudy gee, wat staan daar? Die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing. Lig van die wêreld, dit wat jy hier sien, moet groei en groei, totdat al wat gaan oorbly, die manifestasie God sigbaar in vlees, die verheerliking hier is hy. Dis al wat moet oorbly, en dis al wat gaan oorbly. Nou ons weet, jou oorsprong, met ander woorde, God se eindbestemming is op die aarde, dis 'n vleesliggaam, en ons is die vleesliggaam, en onderling lede, en elkeen het 'n rol om te speel tot opbouing van die liggaam, sodat God kan sigbaar word in vlees, want God is gees, en ons weet dit is alles uit ewigheid. Met ander woorde, jou oorsprong is al reeds uit ewigheid. Want nou wil ek gou 'n paar goedjies vir jou wys oor hierdie wonderlike God, uit wie ons gebore is, wat sy grootste begeerte is, 'n vleeslike mensliggaam, en hier sit jy. Jy is sy grootste begeerte as rusplek, as woonplek, die woord sê vir ewig. Daarom moes hy kom deel hier met sonde, of wrong identiteit, daarom moes hy kom deel met siekte, daarom moes hy hier kom deel met dood, want al wat siekte en dood doen, dit vernietig die vleesliggaam, dit vernietig God se tempel, dit vernietig God se huis op die aarde. Want nou wil ek ietsie skilder vir jou, want ek wil vanoggend vir jou iets wys, wat baie interessant gaan wees. Hierdie is my fondasie. Kyk gou wie is God, kyk gou wat sê 1 Korintiërs 13. Kom ons definieer God so bietjie, want jy's gebore uit hom. So as jy gebore is uit hom, is jy eintlik dan soos hy. As jy hom kan sien vir wie en wat God is, dan gaan jy besef, maar dis hoe God jou sien, want jy's uit God gebore. As my seun Roan daar moet instap, gaan julle weet, dis Rudy se seun, hy lyk soos Rudy, hy praat soos Rudy, want hy's uit Rudy gebore. En wat kwalifiseer hom as kind van Rudy? Hy's uit Rudy gebore. Nie sy maniertjies nie, nie wat hy doen nie, nie wat hy nie doen nie, nie wat hy reg doen nie, nie wat hy verkeerd doen nie. Hy's uit Rudy gebore. So met ander woorde, ons almal, julle almal is uit God gebore, so outomaties is jy kind, maar jy moet groei en groei totdat dit middag is as seun. Want hier is seuns, hier is 'n seun. En terloops Efesiërs 4 vers 4 sê, daar's net een liggaam, daar's net een seun, daar's net een lewe, daar's net een geloof, daar's net een doop, daar's net een God die Vader in almal, deur almal en tot almal. Hou dit in gedagte. Nou kyk wat sê 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, dis 'n beskrywing van God. Die liefde, God se liefde is lankmoedig. God as liefde is vriendelik, is nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Met ander woorde, God word nie kwaad vir jou nie. God kan nie kwaad word vir jou nie. Handel nie onwelvoeglik op. Handel nie onwelvoeglik nie. Wat beteken onwelvoeglik? Onvanpas. Met ander woorde, God handel nie onvanpas nie. God gaan nie, met ander woorde, ek soek almal se aandag. God gaan nie dat jou kind onder 'n vragmotor inry, sterf om jou iets te leer nie. God kan dit nie doen nie.
God soek nie sy eie belang nie. Met ander woorde, ek soek almal se aandag. Dit gaan nie vir God oor God nie. Dit gaan vir God oor jou. Want God soek nooit sy eie belang nie. God soek eerder jou belang. God word nooit verbitterd nie. God reken die kwaad nooit toe nie. Met ander woorde, as jy waarlik vir God ken, sal jy nooit in jou lewe voor 'n regterstoel kan staan en moet rekenskap gee nie. Want God kan kwaad nie toereken nie. Hoe verskriklik. God is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar God is bly saam met die waarheid. Want jy sal net die waarheid ken, en dis net die ken van die waarheid wat jy kan vrymaak. Die liefde van God bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, en die liefde wat God is, vergaan nimmer meer. Dis waaruit jy gebore is. Ek soek jou aandag, dis waaruit jy gebore is. Kyk gou wat sê 1 Johannes 4 vers 18. Kyk gou wat sê 1 Johannes 4 vers 18. Dan gaan ek vir julle iets demonstreer vanoggend. Na aanleiding van verlede Sondag se boodskap oor redding. 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie. Die volmaakte liefde dryf vrees buite, want vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in liefde nie. Sal julle sê, God se liefde is volmaak? Met ander woorde, God se liefde is volmaak. Nou as God se liefde volmaak is in God se liefde dan geen vrees, want vrees sluit straf in. So as jy sê God straf, dan het jy nog nie uitgekom by wie God is nie, want God as volmaakte liefde, bedek alles, glo alles, volmaakte liefde, het geen vrees nie, want vrees sluit straf in. So as jy hier is jy gebore uit 'n God wat net liefde is. Daarom is daar net vrede sonder einde. Kyk gou wat sê vers 7. 1 Johannes 4 vers 7, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. So as jy sê God straf en God slaan, dan sê jy eintlik God is die liefde nie, en dan ken jy nie vir God nie. Kyk wat sê vers 9, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Onthou, hierdie God handel nie onwelvoeglik op. Hierdie God soek nie sy eie belang nie. Met ander woorde, dit beteken, jy is vir hom belangriker as hy vir jou. Sê saam met my daarom. Vers 10, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons verwronge identiteite. Nou gaan ek 3 mense vir jou skilder. Almal verstaan so ver. Hier's 'n Christen. Yes, ek gaan in die moeilikheid kom na vandag se boodskap. Hier's 'n moslim. Hier's 'n satanis. Jy sien een? Ek skryf hulle maar so dat ek hulle name kan kry. Hier's 3. Onthou, hier's 'n Christen, hier's 'n moslim, hier's 'n satanis. Onthou, God is net volmaakte liefde. En sê gou vir my, om mee te beginne is, net as jy glo, is jy uit God gebore, of is almal en alles uit God gebore? Met ander woorde, die Christen, die moslim, die satanis is almal uit God gebore. God het in gedagte gehad vir almal. Hou dit in gedagte. Sê ek gaan vandag in die moeilikheid kom. Kom ons leer dit eers gou in. Kyk wat sê Genesis 2. Kom ons begin daar. Kyk wat sê Genesis 2. Vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van lewe geblaas, so dan die mens 'n lewende siel geword. Met ander woorde, God het sy asem in die neus van die mens geblaas, en hierdie mens het 'n lewende siel geword.
Daai woordjie asem beteken neshama. Neshama is die Hebreëse woord. Ek sê altyd nes jou ma. Dan onthou ek hom, jy's nes jou ma. Neshama. Die Hebreëse woord. God het sy asem in stof geblaas. En daai woordjie stof beteken in Hebreëus rabbies. Met ander woorde, God het sommer gemors gevat, stof gevat. God het so begin, toe blaas God sy asem in stof. Toe blaas God sy asem in rabbies, neshama. Maar kyk gou wat sê Spreuke 20 oor dit. Kyk gou wat sê Spreuke 20 oor dit. Ek weet nie hoekom bring ek vandag se boodskap hier. Die Here sê ek moet dit so doen, dan doen ek dit so. Ek wou eintlik eers vir julle gesê daar's geen kerkie. Dis die Here nee, jy gaan gehoorsaam wees. Dis ek gehoorsaam. Spreuke 20:27, die gees van die mens, wat is die gees van die mens? Neshama, die asem van God. Die gees van die mens is 'n lamp van die Here. Dit deursoek al die kamers van die binneste. Kyk gou wat sê Job 32. Sorry as ek bietjie vinnig is. Kyk gou wat sê Job 32. Job 32. Job 32 vers 8 sê, maar dit is die gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak. Job 33 vers 4 sê, die gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. Sê gou vir my, kyk op die bord. Is dit net die seun wat die asem en die gees van God het? Of het die Christen, ek sê maar Christen apart, ook die asem? Sê vir my, die moslim, dieselfde asem van dieselfde God. Sê vir my, die satanis, het hy dieselfde asem? Het hy dieselfde asem? Almal stem saam. Almal stem saam. Nou is die eerste vraag wat jy moet vra. As dit waar is, want Romeine 11:36 sê, alles is uit hom, uit God. Alles was deur hom en alles is tot hom, tot sy heerlikheid. Sy heerlikheid beteken 'n vleesliggaam, want die kennis van die heerlikheid met die aarde bedek, soos die water, die seebodem, en jy wat die Christus openbaring is die heerlikheid. Nou moet ek gou vir jou vra. Hierdie asem is in almal. Julle stem saam. Dis in die seun, dis in die Christen, dis in die satanis, dis in die moslim. Nou is die vraag, hoe word jy dan kind van God as almal sy asem as gees het? Hoe word jy dan kind van God? Mag ek dit maar vra? As jy hier is, gaan hulle sê, hy's ver, jy moet hom aanneem, as saligmaker en verlosser, jy moet hom nooi, hy's iewers, kyk hy's iewers, jy moet hom ons nooi, in jou hart, jy moet met jou mond bely, en dan kom hy van iewers, en dan jy kind. Wat die moslim sê, ek weet nie presies wat hulle sê nie, wat die satanis sê, hy wil niks te doen hê met God nie, want hy's kwaad vir God, want God is liefdeloos, en die duiwel het hom liewer. Hoe verskriklik. Maar nou vra ek jou, hoe word jy kind van God? Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Here, waarmee is ek vandag besig? Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Efesiërs 1. Efesiërs 1 vers 4. Soos hy ons, sê vir my, wie was jy ons? Almal. Met ander woorde, God het in gedagte gehad, almal. Soos hy almal in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig, sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy almal voorbeskik het, om almal as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Met ander woorde, voor die grondlegging van die wêreld, in ewigheid, het God al besluit, almal uit hom. God se wil is, hy neem almal aan,
Toe jy gebore word op die aarde in jou vlees, na jou pappa en mamma 9 maande later, as jy begin van hom in vleeswording, toe is jy alreeds voor die grondlegging van die wêreld, as gevolg van sy wil uitverkies. Jy is kind van God. Met ander woorde, die Christen was nog altyd kind van God. Die moslim, of hy dit nou weet of nie weet nie, hy is kind van hierdie God. Die satanis, of hy dit wil glo of nie wil glo nie, volgens God, is hy kind van hierdie God. Nou is die vraag, wat kwalifiseer jou as kind van God? Wat sê julle sê? Ek wil julle met 'n bietjie gesels. Wat kwalifiseer jou as kind van God? Weet jy wat doen ons as die kerk? Wie doen ons? Ons gaan hierdie ouetjie toe gaan en gaan hom sê, gaan hom vra, hey, sê gou vir ons wat glo jy? Het jy geweet, dit wat jy glo, kwalifiseer jou nie as kind van God nie. Raai wat kwalifiseer almal. Raai wat kwalifiseer die Christen, die moslim, die satanis, as gebore in die vlees, kind van God. Die liefde van God. Want God is net volmaakte liefde. Jy's uit liefde gebore as kind van God. Sê probleem. Omdat die kerk, ons as die kerk, nog nie by middag is nie. Kom ons met teorieë. Jammer dat ek dit nou weer noem, soos die wegraping. Dan skrik almal wakker. En daai volgende Sondag moet hulle stoele uitpak. Dan kom die Maruti. Is jou saak met God reg? Maar God se saak van die begin af as nes liefde was met jou reg. As jou saak nie reg is, die boetie, sissie, as jy jou oogies nou toemaak, is dit hemel of hel? En hemel klink beter as hel? Dan sê jy ek kies, ek neem aan, en dan is dit nie uit liefde nie, dis uit reg of verkeerd. Wat kwalifiseer? Luister my vriend, God soek nie Christen nie. God het in gedagte seuns. Daar's 'n verskil. Daar's 'n groot verskil tussen Christenskap. Christenskap is op pad. Christenskap is op pad. Christenskap is op pad, hemel, en dan moslim, satanis, jy bly agter. Jy's 'n sondaar, jy's verlore. Terwyl al drie uit liefde gebore is volgens God, kind. Ek raak nou omgekrap. Christenskap is op pad hemel. Seunskap. Aarde. God se eiendom. God se besitreg. Daarom sal die regverdige die aarde besit en vir ewig daarop bly. Ek gaan jou vanoggend nou eers vra. Kind van God. Is jy kind van God? Is jy 'n liefdesbawe? Of is jy uit vrees? As ek so na party van julle se oë nou kyk, en dit lyk soos ganse wat weerlig gesien het, sien ek vrees. Grappie. Sê dankie Vader. Sê dankie vir u liefde. Hier is die probleem. Sê vir ou langs jou, hier is die probleem.
geloof. Om te glo. Sê vir my, die Christen, die Moslem, die Satanist is gebore uit liefde. Maar hy is nie gebore uit geloof nie. Geloof het hulle gehoor. Die Christen het in sy ouer huis gehoor, ek moet my saak regmaak, as ek dood gaan, hel mis in hemel. Toe het hy geloof. Die Moslem het groot geword in sy geloof. Die Satanist, wat glo God is kwaad, die duiwel dit, het ook 'n geloof. Maar geloof het jou nie gekwalifiseer as kind nie. Die liefde van God het jou gekwalifiseer as kind. Al wat geloof doen is, geloof gee jou toegang in dit waarvan jy oortuig is, en dit waarvan jy oortuig is in jou glo, skenk geboorte in jou, en dit word sigbaar. Met ander woorde, Christen, ons gaan juig daar in die hemel. As ons sterk is 70, baie sterk is 80, jammer as ek eerlik is, maar ek gee nie om nie. En as jy by 70 kom en hulle kwalifiseer jou met kanker, dan moet jy mos nou juig, ons gaan mos nou juig. Dan sit jy met vrees, want dis jou geloof, en jou geloof het jou liggaam gevorm, want dit wat jy glo, reflekteer dit en jy word dit. Selfs met die Moslem, selfs met die Satanist. Maar die seun van God, wat is sy geloof? Die geloof van sy Vader, want hy sien homself, soos sy Vader hom sien, in 'n vleesliggaam, verheerlik opgewek, dit is middag. Hoe kry jy geloof? Geloof kom deur die gehoor, daar waar jy aanbid. Christen, wat hoor jy? Moslem, wat hoor jy? Satanist, wat hoor jy? Seun van God, wat hoor jy? Want geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord. Wat doen hierdie geloof? Kyk wat sê Romeine 5. Kyk wat sê Romeine 5. Kyk wat sê Romeine 5. Omdat ons dan uit sy geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Sê saam met my vrede. Deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Met ander woorde, vir ons is dit nie meer 'n hoop nie, ons is die manifestasie as die verheerliking, as hy. So my geloof gee my toegang. Hoekom het God dit so gedoen? God het dit so gedoen want jou hart, die hart van die mens, het daai toegang nodig om die mens te definieer met iets. Dis hoekom ons mekaar so naaap. Dis hoekom Jesus Christus as opgewek, verheerlik, het ons kom definieer soos hy is ons in hierdie wêreld. Heilige Gees wat ons opgewek het ons geposisioneer. Met ander woorde, ek het toegang, en hoe meer ek toegang het, hoe meer begin God geboorte skenk in my, en hoe meer en meer begin ek die vrug leef as verheerlik, die opgewekte, verheerlikte Christus. Hier is hy. Sê net lewe. As ek hier is, watter toegang het my geloof? Want jy moet mos doodgaan om hel te mis. Hoe verskriklik. Dit is nie eers skriftuurlik nie. Dis mensgemaak. Dis mensgemaak. Kyk gou wat sê 1 Johannes 3, vers 1. Met ander woorde, as jy vanoggend hier sit, en jy twyfel vanoggend, of jy is moedeloos, of negatief, is dit omdat jy iewers iets gehoor het. En dit wat jy gehoor het 'n oortuiging gebring as geloof, en nou wil daai geloof jou toegang gee tot dit. Ondersoek jou hart, wat hoor ons? Waarna kyk ons? Waarna luister ons? Waarmee is ons besig? Sien hoe belangrik is dit? Kyk wat sê 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Almal se aandag, hoekom is jy kind van God? Is jy kind van God omdat jy glo, of is jy kind van God deur sy liefde? En as jy nou kan glo, as jy kan toegang hê tot dit, wat gebeur met liggaam? Daarom kyk wat sê vers 2.
Kyk wat sê vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Ek soek jou aandag. Johannes die apostel het gesê, ons weet nie. Paulus het gesê, ek weet, die hoop van die heerlikheid, eindtyd. Rudy sê, wag, middag, ek is die openbaarmaking, as die heerlikheid, hier staan hy. Hoor julle wat ek sê vanoggend vir julle? Lig van die wêreldbediening. Hoor julle wat ek sê? Geloof is wat jou hart nodig het as toegang tot dit. Ek is oortuig. Kyk hoe lief het God ons. Kom, wie is lief vir hulle kinders? Almal van ons. God het elke kind so lief. Kyk op die bord. God het elke kind so lief. God het elke kind so lief. God het elke kind so lief, al weet hulle nie, want hulle dit nie gehoor nie, dat God elke een sy geloof gegee het. Romeine 12 vers 3, kom ons lees dit gou, terwille van almal. Romeine 12 vers 3. God het jou so lief, dat God besluit het, hy gee jou sy geloof. God het jou toegang gegee tot God, sodat God kan geboorte skenk in jou as God. Dis wat wedergeboorte beteken. Wat beteken dit om vervul te word met die Heilige Gees? Dit beteken die ontdekking van die ware jy. Wat beteken dit om verseël te wees met die Heilige Gees? Die ontdekking van, ek is die denke van Christus. Ek het toegang, ek is die perfekte, ek is die suiwer, volmaakte weergawe van God en vlees. Hier is hy. Hoe laat is dit? Dis middag. Joehoe! Sorry vir die wat nou eers wakker word uit die slaap. In Romeine 13 sê Paulus, hy sê vir hulle, die uur het aangebreek, vir ons om in die slaap wakker te word, want die saligheid, die verlossing van jou liggaam, is nou nader, as toe jy gelowig geword het. Dis nie vir my en vir jou nie, ek het nie nodig om wakker te word nie, dis middag vir my. Ja, wie denk jy, wie is jy? Hé my vriend, ek het toegang. Hoe kry jy toegang? My Vader gee my sy geloof, sy oortuiging. Dis die manne en manninne. Kyk wat sê Romeine 12. Want God se begeerte, luister kerk, God begeer jou meer as wat jy kan droom om God te begeer. Romeine 12 vers 3, want deur die genade van God wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen onder julle, dat hy van homself nie meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daarin moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God het aan elkeen van ons toebedeel het. Hey, as ek versadig is met dis middag, en jy vee nog die slaap uit jou oë uit, sê daarom, kyk op die bord, Christen as gevolg van liefde kind, Moslem as gevolg van liefde kind, Satanis as gevolg van liefde kind, geloofsoortuiging het hulle gehoor iewers, sê saam met my daarom, wie wil nou demonstreer, saam met my die geredde, daarom Matteus 5, hoor wat sê Matteus 5 nou, vers 43, ek gaan eers 'n slukkie water vat, want ek het baie kort gepreek vandag, 'n slukkie koeldrank. Wie is almal gereddes? Wie is almal seuns? Wie geniet almal die toegang van Abba Vader? Ek sien myself soos hy my sien. Sê daarom, Matteus 5:43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, jy moet jou vyande haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, hy laat reën op regverdiges en onregverdiges, want as julle lief het, die wat vir julle lief het, sê gou vir my, daardie onregverdige, daai slegte,
Wat is hy? As gevolg van God se liefde. Alreeds kind. Die probleem is, hulle het dit nog nie so hulle het nie toegang as gevolg van geloof nie. So wie is ek en jy dan? Om vinger te wys. Wie is ek en jy dan om te oordeel? Want as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tolle nasie ook dieselfde nie. As julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tolle nasie ook so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Kyk wat sê Matteus 5 vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat boop 'n berg lê. Kyk op die bord. Waar was die verheerliking? Waar was die verheerliking? Wat is hierdie berg? Is dit 'n fisiese berg? Dis die heerlikheid. En onthou, op die berg was daar mos nie verheerliking, maar wie is die stad? Waar is die stad? Op die berg. So wie en wat is ek en jy op die berg? Hoor nou wat sê hy. 'n Stad wat op 'n berg lê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Laat julle lig, vers 16, laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader, wat in die hemel. Maar waar is hy? Is hy nog in die hemel? Waar is hy? Ek sluit af, Obadja 1, ek hoop my boodskap maak sin. Obadja 1, ek sluit af. Amos, Obadja 1, hoor nou. Berg van verheerliking, stad op 'n berg, julle is die lig van die wêreld, laat julle lig so skyn. Daai moslim weet nie, nog nie gehoor nie, daai satanis ook nie gehoor nie. Die Christen het eintlik ook nog nie gehoor nie. Maar julle is die lig. Hoe laat is dit? Middag. Hoor nou wat sê Obadja 1, vers 21. Dan sal daar verlossers, meervoud. Is Jesus Christus nie die verlosser nie? Maar soos wat hy is, soos jy, so wie is nou die verlosser in Kumba? Wie is nou die verlosser in Pick n Pay? Wie is nou die verlosser? Dan sal daar verlossers, die berg Sion, sê berg. Wat beteken Sion? Die hoogste, suiwerste bewustheid, as net Abba Vader. Sê 'n verheerliking. Om die gebergte van Esau te oordeel, en die koninkryk sal aan die Here toebehoort. Moet ek aangaan? Of verstaan julle wat ek vanoggend kom sê het? Mag God in elkeen van ons 'n passie, 'n liefde so manifesteer dat ons as verlossers die heerlikheid openbaar as gemanifesteer. Amen. Amen.